Ja, dit is nou nog ook 'n vraag wat interessant is. Ek dink ek het baie vroeg in my huwelik al geleer, by Oulous geleer, dat 'n mens moet al 'n bietjie dink voor jy praat. En ek het op 'n baie jong ouderdom, het ek eintlik af in die openbare oog gekom. Ek was maar 19, 20 jaar oud. En ek moes by die pers deel, maar toe was Oulous gelukkig ook al in my lewe. En hy kon altyd my raad gee oor hoe om sekere goed te hanteer. Jy weet, hy sê vir my, sê jong, dink eers 'n bietjie oor die saak. En as iemand jou bel en sê hulle soek nou hierdie en hierdie inligting by jou, of wat is jou opinie oor so en so 'n saak, en jy wil 'n bietjie dink daaroor, sê vir jong, gee my net 'n oomblik kans. Ek het iets op die stoof wat ek net gaan die stoof afsit, dan bel ek jou terug. En dit werk partykeer, weet dat mens nie dadelik reageer nie. En ek het ook geleer in my lewe dat 'n mens hoef nie oor alles 'n opinie te hê nie. Jy weet, of dit dan bekend te maak nie. Jy kan sê, ja, hierdie saak is nogal moeilik, want dit of dit kan gebeur, dit sal vir my moeilik wees om te moet kant kies of wat ook al. Weet jy, kan diplomaties wees. Om diplomaties te wees is nogal, dink ek, belangrik as dit kom by die pers. Ek dink lewensvreugde is iets wat 'n ou erf, dis in jou gene. Ek onthou my pa het so lewensvreugde gehad. Jy weet, hy het tot op sy sterfbed nog hier en daar 'n grappie gemaak. En as ek so kyk na my familie, my Hollandse familie het reeds onlangs hier gekuier, jy weet, en ek luister so na hulle, dan hoor ek dit ook by hulle. Ek hoor dit absoluut. Hulle sien nie eers 'n probleem nie. Hulle sien dit net as 'n geleentheid, of dankie dat ek nog iets anders ook het, jy weet, dankie vir wat jy het, dankbaarheid. Ek dink is miskien as 'n ou leef in dankbaarheid, en as ek sien wat ek alles het, dan moet ek nie eers dink aan wat ek nie het nie, of wat ek wou gehad het, of dinge wat skeef geloop het. Jy weet, so ek dink regtig daai lewensvreugde kom met iets wat binne in jou is. En ek het regtig niks om nie oor dankbaar te wees nie. En ja, jy weet, ek meen die tyd met my kanker, jy weet, baie mense sê, sjoe, maar dit het nie vir jou ondergekry nie. Kyk, dit was nie aangenaam nie. Ek is 2 keer daardeur, en dit is 'n moeilike pad om te loop, maar daar's vrouens wat baie moeiliker paai as ek geloop het, jy weet, en ek het gevoel ek kan miskien vir hulle moet inpraat en sê, dit sal beter gaan. Jy het nog hierdie om voor dankbaar te wees. Jy het nog daai om voor dankbaar te wees. Jy weet, so daar's altyd lig in die tonnel. En ek dink dat 'n mens dit maar op so 'n manier dan hanteer. Ja, ons is nou al 56 jaar getroud, en dit is 'n wonderlike tyd wat ons saam het. Maar mense vra baie keer van my, jy weet, hoe doen julle dit? Jy weet, hoe is 'n mens nou nog so gelukkig getroud? Dis 'n ander ding, jy kan getroud wees, maar is jy gelukkig getroud? En ek kan sê, ek is baie gelukkig getroud. Toe Oulous van Sail in my lewe ingekom het as student, was dit die beste ding wat ooit met my gebeur het. Ek dink hy is die slimste ou op aarde. Hy is die beste man. Hy het hierdie ongelooflike integriteit. Jy weet, jy kan nie anders as om respek vir hom te hê nie. Dis nie net ek wat respek vir hom het nie, baie mense het baie respek vir hom. En een van die dinge is sy integriteit. Jy weet, jy kan altyd op hom staat maak. En ek dink dat ons vul mekaar geweldig goed aan. Ons het totaal verskillende persoonlikhede. Jy weet, hy is die ingenieur met die sterk linkerkant brein. Jy weet, ek is die kunstenaar tipe. Ek is baie 'n bietjie oral, all around the place soort van. En ja, as ek nou daaraan so dink, dan dink ek, dit is een van die goed wat vir ons huwelik baie gehelp het, dat ons regtig by mekaar pas.